Goeiemôre. Ek sit hier in Boksburg. Ons dinsdag hier gehad by gemeente en ons is 14 mense en toe moet ons opdeel om te stort en ons het hier naby die kerk het ons gaan stort. By 'n pragtige man en 'n vrou, mooi gesindheid. Hulle is lief vir die Here. En toe gebeur die dinge dat hulle is getroud vir 10 jaar, hulle bly saam. Maar hulle is hierdie wonderlike mense. En kom ons skakel oor. Weet jy wat gaan hy vertel hè? Ons het net gaan bad. En die volgende dag het die dinge gebeur. Kom ons skakel oor. Praat lekker hard gou. Nou, goeiemôre Fabian hier. Ek wil graag my tot God se eer alleenlik wil ek vanmôre getuig. Niks op myself nie. As my getuienis iemand daar buite kan help om te besef dat jy kan vir die Here probeer weghardloop. Jy kan kom as 'n bietjie bewoor raak want ek dis my 'n lieflike gebeurtenis of getuienis as ek dit nou so mag stel. En ek dank die Here daarvoor dat hy rooi is op my pad gestuur het. Maar ek wil graag net uitkom by die kruks van alles. Ons het seker, ek praat nou van 'n maand terug, ek praat onder korreksie. Het ons die van pastoor Tommy by Bosrag gemeente die boodskap ontvang dat Roy en sy span kom vir ons kuier. En ek het onmiddellik ek kan dit nie beskryf nie, maar was dit 'n teestand wat ek nie kan verduidelik nie, wat die vrou by my kom plant het. En min het ek besef, en het half in my 'n vyandskap kom stig, of probeer stig tussen my en Roy is, en ek kon dit nie verstaan nie. Maar terug te kom na die 10 jaar van ongehoorsaamheid, min het ek besef dat, met tyd het ek het besef dat die vyand het probeer om 'n wig in te dryf, dat ek moenie tot trou kom nie. Hoekom? Ek wil fokus op die tot trou kom en ek was ongehoorsaam geweest. Dat jy moenie die stap neem van gehoorsaamheid om te kom met in die volheid dit waarvoor die Here jou geroep het nie. Ek was in 'n weeshuis 13 jaar, 'n kragtige vuurdoop gehad, die Heilige Gees en tale en ek praat van 'n weeshuis hier. Ek het die voorreg gehad om saam met Jesus te bestap in die Gees. Hy het my vermaan talle kere, maar die vyand was uit daarop om my te vernietig, vanweë wat op die Here op my geplaas het, om my roeping. En onthou, ek getuig vanmiddag tot God se eer, dat ek het hom so lief. Ek sê met 'n nederige hart, ek kon om my sonde gesterf het. Mense, as ek met iemand op buite net kan praat vanmiddag, ek kan sê my boetie, my sussie, ek jou baie lief. Kom uit jou sonde uit. Ek kan so 'n bietjie afdwaal, maar ek hoef daai persoon wat vashou aan daardie sonde. Jy weet, man, ek praat van jou met daardie glas in jou hand. Jy self probeer regverdig met daardie drank of daardie sigaret, daardie porno op jou foon, daardie buiteegtelike verhouding, daardie skelmpies op jou foon. Jy weet ek praat met jou. Maar God praat met jou vandag, nie Fabian nie. Ons maar net 'n instrument nie. Ek was deur genade, dat die Here dit so bewillig het. Ek het probeer hardloop. Luister, baie mooi vir 10 jaar. Halleluja. Ek probeer hardloop. Probeer wegkry. Weet 'n gedaante van godsaligheid vir die buitewêreld lyk jou right. Jy lyk fine. Man is 'n godsman hierdie hoor. Hy ken die woord van God uit sy kop uit. Hy kan in gesprekke toetree. Maar dis gedaante van godsaligheid met my mond. Bly dat Jesus is die Here. Man, jou hart is so ver van hom af. Jy loop met 'n masker rond vir die wêreld lyk jou right. Maar in jou binnekamer gaan jy maak jou deur toe. Dan is jy stil voor God en haal jy maar die masker af. Jy nie keuse nie, jy moet die masker afhaal. En om terug te kom na pastoor Roy se, ek het daardie maand die vyand my begin aanval met 'n persoon wat werklik geestelik is gaan verstaan wat ek bedoel. Dat ek soms in die kamer bid. Hoe nader die tyd aangebreek het van die kuier hierdie naweek, hoe meer intensie het die aanval op my lewe gekom. Ek het daarop begin self te verskoning maak. Ek gaan nie hierdie 3 dae, ek gaan nie kom bywoon nie. Kyk wat sê die vyand in plek. En nou hy's gemik op jou roeping hoor. Jy met jou drank in hand, jy met jou sigaret, jou buiteegtelike vrou. Man, wat is onder dit kom mag wees? God het dit hoe met jou lewe, jy kan hardloop, but you can't hide. Ek het dit probeer. Dis mense weggekruip met 'n vals masker, probeer wegkruip.
Maar God, as hy jou geroep het, sal hy dit voltooi wat hy in jou begin het. Is jy bereid, is jy gewillig om aan te meld? En ek dank die Here daarvoor, om terug te kom na my getuienis toe. Ek het elke dag na hom begin nagmaal gebruik. So Here, ek verstaan nie wat hierdie aangaan, ek my kamer bid, dan trek my keel toe. En hy het my begin deel, die vyand wil jou verhoed om te kom tot gehoorsaamheid. Die tema van hierdie gesprek tans, of wat ek met julle deel tans, ek wil jy moet fokus op gehoorsaamheid. Ek moet jy my sussie, jy wat vanmorgen vir my luister, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God, sy deure vir jou oop. Gehoorsaamheid breek die bande van die vyand. Gehoorsaamheid slaan die vyand Satan op sy bek. Jy moet luister wat ek môre vir jou sê. Hoe na die tyd gekom het, hoe meer daar in myself, ek kan nie verstaan waar, ek kan nie vir beskryf nie, maar die wat dit gaan verstaan, sal dit inneem vanmiddag. Daar was 'n vyandskap, geen rede nie, ek ken Royes net op die media, maar persoonlik nog nie self ontmoet nie. Prys die naam van die Here. Maar jy wil nie kom na hierdie dienste toe nie. Nee, ek het absoluut vasgeskop. Ek kon nie verklaar waarvan afkom nie, maar intussen tyd die Here dinge op plek gesit. Jy kan probeer hardloop, maar wegkruip. My boetie my sê, jy gaan nie wegkruip nie. God jou geroep het, moet jy aanmeld. In elk geval, nader aan die diens, hulle toe gereël met pastoor Tommy by Bosrug gemeente, dat net 2 van die lede gaan daar by ons kom stort of kom bad, hulle self kom reinig, dank die Here vir die voorreg dat ons daarvoor kan wees. Maar min het ek geweet dat die Here sit iets daar in plek waarvoor ek nie bereid was. Jy dink toe maar die studente gaan kom. Ja, ek dink die studente gaan daar kom kuier, maar intussentyd is God besig agter die skerm om te werk waar jy kan sien nie. Daar eindig ons op met pastoor Royes, dierbare Henry, wat ek ook ontmoet het hier. En daar die dinge begin draai en ek het besef, Here, maar iets nou 'n afspraak hier met Fabian. Jy kan hardloop, maar ek moet nie my sussie, maar jy kan nie. En tot vanmôre nou, toe kom die oortuiging. Ek het hierdie 3 dae was ek in 'n wroging. Die eerste diensvrydag. Andres Fryer was die geyser daarom aan. Ja, prys die naam van die Here, man. Hy was 'n lekker. Hy was warm water. Maar okay, gaan aan. Dan gaan ek hierdie Vrydag op weer begin. Verskriklik, daar was 'n ewige teestand in my, maar ek het besef dit is die vyand wat werksaam was. Hy wil verhoed dat ek kom tot hierdie dag in gehoorsaamheid om te sê, Here, hier is ek. Vat beheer, Here. Ons kies om gehoorsaam te wees. Ek wil die boodskap graag eindig met die kruks op alles. Gehoorsaamheid. Ek het vir 10 jaar, waarom wil ons die vyand seggenskap gee? Om jy te ontneem van dit wat die Here vir jou. Maar vertel ons wat gebeur toe daar. Dis kom bad. Wat gebeur? Wat julle by ons kom bad het. Nee, daar was nie skielik net 'n oopmaak gewees. Deur het alles net so bewillig dat jy kan probeer wegkruip. Ek het jammer, maar my boetie mis as jy luister mooi vanmiddag. Wanneer God jou geroep het, dan gaan die Here mense op jou pad sit, sy kinders gaan op jou pad stuur. Toe stap ons in daar. Stap naby my en tot my verbasing toe pastoor Tommy vir my sê, nee, dit is Royes en Henry wat daar by julle kom stort. Ek kan nie vir julle beskryf die teestand wat ek ervaar is. Here, wat gaan nou hier aan? Daarvoor nou, ek is vas. Ek het my plek geoffer. Julle kan kom bad, julle kan ons liewe kom gebruik. Maar nie Royes. Nee, definitief nie Royes nie, hoor. Was die laaste persoon wat Fabian verwag het om daar by ons homself te kom reinig. En ou Boeta Henry ook. En kyk wat doen die Here. En ek is die Here dankbaar, Royes. Ek is die Here dankbaar hoor. Ek sal by die soos aan het skreeu en sy naam verheerlik. En wat ek ook ervaar het in die gees, het daar bindinge vir dit het gebreek. Daar's 'n las van my skouers af. Ek kan nou met 'n lekker hart kan ek 'n mic vat voor en ek kan getuig. Maar voor ons daarby kom, ek wil net gou vanoggend toe ons daar gaan bad. Toe gebeur dit dat jy later, toe ons 'n bietjie deel met mekaar, want julle is sulke ordentlike mense. Hulle was my wasgoed. Hierdie ou was my wasgoed en hang dit op. Ek gaan mos verkeerd wees as ek vir hom sê baie dankie vir alles en ek praat nie oor die saambleiery nie. Dan mislei ek hom mos. Baie pastore is net stil gebly. Amen. Maar ek besluit ook bly nie stil nie. En toe ons weer kom kry,
Dis Fabio op die mat op sy knieë. Vertel ons. Ja, prys die naam van die Here man. Ek is daar op my knieë en Royce het opgespring daar en kom julle twee hier. Maar natuurlik wanneer die Heilige Gees begin werk en dan weet jy dis die Here wat nou hier praat en ek dank die Here dat Royce dat hy gehoorsaam was. Ek dank die Here daarvoor. Ek is op my knie, ek weet of die videoetjie gepost is, maar hierdie is 'n getuienis vir daardie persoon of man of vrou wat Ek gaan hom in die comments post, maar okay, gaan aan. Halleluja. Dit is vir hulle. Jy kan hardloop, maar as 'n Royce op jou pad kom wat Met die Heilige Gees. Met die Heilige Gees, o ja, prys sy naam. Ek is op my ou knie daar af en ek het geweet, jy gaan of kies, jy gaan 10 jaar hardloop, jy gaan die heerlikheid van die Here bok in jou lewe, jou roeping, dit waarvoor jy geroep het, of jy gaan kies om my boetie, my sussie, kom maar uit tronk uit. Dit is 'n noodkreet in my hart uit om vir jou te sê, jy het jou baie lief. Waarom wil jy langer wag soos Fabian vir 'n Royce geleide seun van God, dat die Here jou met 'n surprise, ek dink ons God het hierdie flik humor hoor, halleluja, dat hom op jou pad moet stuur, waarom? Kom ek vertel julle gou, hy kniel toe daar op die mat voor, wat jou vrou se naam? Marinda. Voor Marinda, en hy vra, sal jy met my trou? Marinda sê ja, en toe kom ons na eers diens toe nog vanoggend 9 uur, al hierdie goed gebeur vanoggend voor 9, ons kom diens toe, in die diens sê ek vir hom, jong, ek gaan oor goed preek, wat ek hier op jou skimpie, en ons trek oop, maar saam bly alles, en wat het 'n halfuur terug hier gebeur nou? Ons hier terug prys die naam van die Here gehoorsaamheid ingetree. Ons is in die eg verbind voor die Here. Getroud geluk man. Man, dit is 'n blydskap hoor. Om te weet dat ek staan rein voor my God. Want hy sê niemand kom op my berg onder die hande nie. Halleluja. Sorry man, ek wil nog iets sê. Nou wat 'n mens meer krap, en ek het hom gesien volgende, sê Royce, ek het die ringe nie. Hoe kan ek met 'n vrou trou, ek het die ringe nou nie? En hierdie pragtige ding gebeur vanmiddag. Hulle vat 2 nuwe Bybels, elkeen nou een vas. En toe dit die ringe tyd kom, toe ruil hulle die Bybels vir mekaar om. Wat kan jy beter gee as die woord van God vir mekaar? En ek gaan nou vir julle die fotootjies ook plaas hier op die comments. Hoe het hulle getrou en hulle is in die egverband en man, ek het 'n laaste vraag, wag kom ek. Hoe lyk die honeymoon, kan ek hom nog gaan bad vanaand? Maar natuurlijk, op die stadium is hy die honey, ek sal maar die moon wees. Maar ek wil graag getuig oor die gebaar met die Bybels, terwyl ons langs mekaar staan voor die kansel en pastoor Tommy, besig om ons in die egte verbind, kom het daar duidelik by my op, dat julle gaan vandag trou met twee Bybels. Die gebruikelike ring, die tradisionele ring, ek het om gestaan en ek, wow, ek wil het gehoorsaam wees. En vandag het 2 Bybels, die woord van God, dinge verteenwoordig. What an awesome God we serve, en ek dank hom daarvoor. Halleluja. Nou ja, mense, ek is so opgewonde. Nou kan ek dit getuig, hier het baie goed gebeur die naweek. Hier kom mense wat sê, hulle het nog nooit sulke krag van God ervaar nie. Dis nie ons nie, dit is hierdie Jesus. My vlees is so moeg, ek het nog 10 dae hoor op die uitreiking en ek is lekker moeg. Maar dit is God wat dit doen. Ek wil vir julle sê, weet jy wat is lekker om in hierdie huis in te gegaan het? Man, hulle is sulke dierbare mense. Maar ek het geweet, as ek lief is vir hulle, sal ek vir hulle vra trou asseblief. Dis baie nice om nice te wees. En mense beland in die hel. God het nie gesê, gee mekaar 'n ring nie, sê Andres. Hy het gesê, gee mekaar aan mekaar. Jy is reg, Andres. Ons het maar daai dinge ingebring. Ek en my vrou het ook in die huwelik laas jaar ingetree, deur gehoorsaamheid aan Jesus. Janne van Biljon, dit is mooi. Maar ek wil vandag vir julle sê, ek begeer weer wat Fabio het. Hy het 'n sagtheid, 'n mooiheid, verskriklik mooi, hy en sy vrou. Maar, nou ja, hier het dinge gebeur, ek julle moet vertel wat het hier gebeur.
Dit is kragtig op kragtig. Nou ons is môre hier rond besig. As jy wil berading hê in Boksburg, kry jy live location, jy agtervolg my, haal my in en daar kry jy, ek ren na jou toe nie en daar al jy man. Dan Dinsdag beweeg ons Witbank toe. Ek gaan ons saam met die pastoor, ek sê nou maar Khoi pastoor, en die gemeente en Khoi mense en almal, ek kort 'n cappuccino, Andres, jy is reg. Ek gaan ons 'n bietjie bedien by die wasby elke oggend en ook in die aand. En dan begin die Paasnaweek. Ek plaas hierdie goed weer ook in die comments en op my page. Dan begin die Paasnaweek, Vrydag, Saterdag en Sondag. Ons besoek ook Saterdagoggend 'n wit plakkerskamp. En as jy nou oor wit plakkerskamp moun, ons besoek baie swart plakkerskampe, baie kledingplakkerskampe. Dit gaan nie vir ons oor wat nie. Hulle sê hier baie geluk. Joe Farrell sê baie mooi getuienis, baie geluk, God is goed. En om rooi is ek jou gesê, jy het 'n mooi hart. Ek sê vir jou dankie man, dankie. Man, die ou was ons gisterand hier. Joe Farrell. Kimmy Farrell, okay. Hoor wat, Andres wil vir my espresso met Red Bull man. Dis nou my seun, dis van die pad af man. Jy seker goed maak. Luister, ek dink jy moet dit vir hierdie oom maak, want ek gaan op aanneem. Luister, 'n laaste woord van jou kant af. Prys die naam van die Here man. Weer eens, ons gee die Here al die Here die lof en aanbidding. Dit kom hom toe. Hierdie was 'n gehoorsaamheidsstap. Ek wil met jou daar buite praat. My boetie, my sussie, kom uit tronk uit. Dit is net om 'n keuse te maak. Ons moet onthou dat ons vry dis nie te vrees en bloed, maar die bose geeste magte oor in die lig. Hy is besig, hy soek jou bediening. Hy wil hê dat dit in jou geplaas het, jou roeping moet stagneer. En hy gaan watter metode ook al gebruik. Myne was 10 jaar van ongehoorsaamheid. Slegs 10 jaar van ongehoorsaamheid deur om nie te trou op myself en egte verbind nie. Maar dank die Here. Amen. Hou die comments stop en cheers. Op die troue. Niks drankie, geseënd in die Here. Lekker fantasieer. Hy val maar hy wil. Prys die Here. Ek wil net 'n laaste gebed doen. Jy het hierna gekyk. Wil jy nie ook gehoorsaam raak nie? Wat se verskonings het jy? Fabio het vanoggend maklik 8 verskonings gehad. En op die ouend het hy gesê, I hands up. En ek maak God tevrede. Ek stel hom tevrede. Ja, wat wil ek nou nog gesê? Sal jy luister vir die Here, asseblief. Hou gou die comments dop. Dankie Andres vir al jou sports en lekker saamgesels. Awalde Stein, ek eer jou hier naweek jaar het gewerk. 7 keer agter studente aangery of meer, jy het hard gewerk.